en ek hoor 'n spesifieke persoon, hoor ek hoe gil hy op sy kind. En ek hoor hoe skree die persoon op sy seentjie, sy laitie. Maar hy skree op sy seun, dat sy seun nie respek het vir sy ouma nie. En die seun backchat hom. Ek hoor die hele argument. En die seun backchat hom, en hoe meer die seun hom backchat, hoe meer gil en skree op die seun. En nadat wil hy die seun sommer 'n klap gee. En die manier hoe hy met daai kind gepraat het, die eerste punt wat ek wil vra is, pa, hoekom tree jou kind so op? Waar het jou kind geleer om disrespectvol teenoor sy ouma te wees? Hoor nou mooi, vanmôre wil ek met jou praat. Moenie vanmôre sê ja nie. Ek wil hê vanmôre moet jy jou hart oopmaak en jy moet vanmôre die woord van die Here hoor. En hier gee die Here vir my hierdie woord. En dit is 'n ernstige woord. En ek wil hê jy moet jou vanmôre self toets. Elkeen van ons moet vanmôre hierdie woord hoor. Daai kind nou, waar het hy geleer om disrespectvol te wees? Watter beeld dra die pa uit teenoor sy seun? Weet jy, ons het 'n gesegde wat hulle sê, monkey see, monkey do. 'n Interessante ding, dit is nou nie deel van my boodskap nie, maar ek gaan 'n bietjie eendag daaroor praat. Ek is besig met die hele studie, wat ek gesê het, rondom egskeiding en rondom die huwelik en al hierdie tipe goeders. Maar een van die punte wat ek net veel wil noem is, as ons gaan kyk in Maleagi, as jy gou saam met my kan bly na Maleagi toe. Ek het nou nie beplan om hieroor te praat nie, maar ek wil dit net aanraak vanmôre. Hoekom trou 'n mens? Hoekom wil God hê moet ons trou? Wie kan vir my sê? Ekskuus? Okay, sy sê verliefde. Kom ek gaan vir sê nee. God wil hê ons moet trou omdat ons mekaar liefhet nie, want weet jy wat? As ons gaan lees in die hemel eendag, gaan ons nie in die huwelik wees nie. Ons gaan soos die engele wees. So ons het nie die huwelik nodig om liefde te ervaar nie, want God is liefde, ons gaan in sy liefde wees. So jy trou nie vir liefde nie. Wie wil nog raaiskoot vat? Hoekom trou mense? Hoekom wil God hê moet ons trou? Kom, vat raai. Ekskuus? Om 'n maat te hê. Maar so wat ek net sê, ons gaan nie eendag in die hemel getroud wees nie. Ons gaan wees soos die engele. In die hemel gaan jy geluk hê sonder dat jy getroud gaan wees. Okay, hy sê om dissipline te hê, wel, jy moet in elk geval dissipline hê sonder dat jy getroud is. Okay? Kom ek help julle gou reg, julle raai net te veel. Gaan na Maleagi toe. Kom ons gaan na Maleagi toe. Maleagi hoofstuk 2. Maleagi is die heel laaste boek in die Ou Testament. En ek gaan nou nie vanmôre hieroor preek, ek gaan eendag 'n hele boodskap hieroor bring. Maar ek wil vir jou iets wys. En ons lees daarso vanaf vers 13, Maleagi 2 vanaf vers 13. En boonop doen julle dit. Julle bedek die altaar van die Here met trane, met geween en versigtiging, omdat hy hom nie meer wend na die offer nie. Ekskuus, en dit van julle land nie aanneem as welgevallig nie. En hulle vra waarom? Omdat die Here getuie is tussen jou en die vrou van jou jeug, aan wie jy ontrou geword het, terwyl sy tog jou metgesel is, en die vrou van jou verbond. Het hy dan nie een mens gemaak nie, hoewel hy gees oorgehad het, en waarom die een? So hy vra so, waarom die een? Waarom het God man en vrou een gemaak? Dis eintlik wat hy nu hier vra. Waarom het God man en vrou een gemaak? Hoor nou, hy het 'n geslag van God gesoek. Hoor wat sê die King James? Die King James sê dit vir my pragtig. Die Engelse vertaling, die King James, gee dit vir my eintlik baie mooier. Hy sê, en daar is van vers 5, hy sê, and did not he make one? So hy sê, hoekom het God man en vrou een gemaak? Did he not make one? Hy sê, yet he had residue of the spirit, and wherefore? Wherefore one? So hy vra, hoekom het hulle een geword? Hoor nou hier. That he might seek a godly seed. God wil hê, jy moet 'n goddelike nageslag hê. Hy wil hê jy moet goddelike kinders grootmaak. Want as jy ongoddelik is, sal jou nageslag ook ongoddelik wees.
Daar's geen ander rede waarom God die huwelik ingestel het eintlik nie. Is om 'n goddelike nageslag te hê. Gaan kyk 'n bietjie reg deur die geskiedenis, reg deur die Bybel. Elke keer wanneer een goddeloos gehandel het, hoe was hulle kinders gewees? Al verder weggedryf van God af. En dan kom ek terug na my punt toe en ek vra vir daai man, waarom het jy kinders gekry as jy hulle groot maak vir die verderf? En ek vra vir jou vanmôre, waarom maak ouers kinders groot vir die verderf? Die woord van die Here sê, dit is vir jou beter om 'n meelsteen om jou nek te hang en jou die diepte van die see te gaan verdrink, as om een van die kindertjies skade aan te doen. Jy as ouer het 'n plig. Maar hoe kan jy hulle goddelik groot maak as jy self nie eers goddelik lewe nie? Hoor nou wat ek sê. Hoe gaan jy goddelike kinders groot maak as jy self goddeloos lewe? Ouch, dis harde woorde. Ek kry te doen ook in die week met 'n ander persoon. 'n Jong mens. Hy is glad nie op die pad nie. Heeltemal van die pad af. Maar hy wil nou die Here dien. Maar hy wil nie breek met sy vriende nie. Hy wil nie breek met sy ou lewe nie. Sy sonde is vir hom te lekker. Hy wil nie regtig ernstig raak met die Here nie. Want hoekom nie? Want God is nie vir hom 'n realiteit nie. Dan gaan vra ek vir my, goed, hoe het dit in jou ou reis gegaan? Nee, ek het in die kerk groot geword. Dan vra ek die vraag, hoe kry jy 'n goddelike geslag? Want jy word in die kerk groot, maar die nageslag is goddeloos. Want die ouers is nie opreg met hulle wandeling met die Here nie. Hoor my mooi. Daar is 3 tipe mense wat jy kry. 3 tipe mense. En ek weet, vanmôre is 'n harde woord, maar ek wil hê vanmôre moet jy jouself gaan toets. Jy as ma en pa, jy as man en vrou, jy as kind, jy as kind van God. Meer belangrik. Moet vanmôre 'n bietjie gaan kyk, waar pas jy in? Watter persoon is jy? En ek wil hê bly saam met my na Openbaring hoofstuk 3 toe. Dit het my bietjie laat dink, daai hele gebeur het my bietjie laat dink, maar as daai kind nou moet groot word, wat 'n nageslag gaan hy, hoe gaan sy kinders wees? Gaan wonder die kerke loop leeg nie, weet jy wat is my interessant? Gaan kyk 'n bietjie 20, 30, 40, 50 jaar terug, kom ons vat 100 jaar terug, hoe het kerke gelyk? Hoe het mense die Here gedien? Sondag, weet jy wat vir interessant is, kom ons vat 40 jaar terug, Sondag was 'n heilige dag, as ek dit so kan noem. Sondag het die mense opgestaan en kerk gaan, dit geweet is kerkdag. Jy hoef nie agter mense aan te geloop het om kerk toe te gekom het nie. Hulle het self kerk toe gegaan. Die kerke was vol. Selfs die kinders het geweet Sondag is kerkdag. En as hy gemoune gegroun het, is hy agteruit warm gemaak, jy sal in die kerk wees. Jy sal Sondagskool toe gaan. Die dominee en die pastore het nie nodig gehad om boodskappe uit te stuur, asseblief kom kerk toe nie. Asseblief kom woon die dienste by nie. Hulle het nie nodig gehad nie. Weet jy wat, met die voortrekkers, het hulle 3 maande tot 4 maande met 'n ossewa getrek, om 1 nagmaaldiens by te woon. Ons voorouers was nog ernstig met die Here. Wat het verkeerd gegaan? Wat het verkeerd gegaan? En dis waar ek vanmôre wil praat. Ons generasies is lou met die Here. En as jy as pa of ma lou is met die Here, gaan jou kind koud wees. Hoor mooi. As jy in jou huisgesin lou is, gaan jou nageslag koud wees. Openbaring hoofstuk 3, en ons lees daarso vanaf vers 14. En skryf aan die engel van die gemeente van die Laodisense. Nou Laodisense beteken menseregte. Hy sê, dit sê die Amen, die getroue en die waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is nie en ook nie warm nie, maar tog was jy tog maar net koud of warm. Kom stop dit gou daar. Hier kry ons 3 tipe mense. Ons kry warmes, ons kry koues en ons kry laues. Dis die 3.
En ek wil jy vanaand en vanmôre moet jy kyk en jy moet jouself evalueer. Waar val jy in? Warm, koud of lou? Eerstens, die warm persoon. Kom ons kyk, wat is die definisie van die warm persoon? Dis 'n persoon wat 'n verhouding met die lewende God het. Dis 'n persoon wat 'n daaglikse wandeling met God het. Hy het daaglikse getuienisse. Hy het 'n verhouding met die Here. Dis 'n persoon wat sy kinders die krag en die sterkte van die Here kan leer, wat dit vir hulle kan wys. Dis 'n persoon wat die Here dien, ongeag omstandighede. Dis 'n persoon wat die Here liefhet met alles wat in hom is. Dis 'n persoon wat standvastig is in die Here. Wat alles doen wat God se woord sê. Wat wandel volgens die woord van die Here. Byvoorbeeld, sê nou sy kind kom by hom, pa, ek wil drink. Wat sal hierdie persoon doen? Ok, my seun, jy wil drink. Wat sê God se woord daarvan? Kom ons gaan kyk. God se woord sê, nee. Ok, maar pa, dit maak nie saak, ek wil nog steeds drink. Ok, my seun, kom ek vertel vir jou wat het in my lewe gebeur. Ek was 'n persoon wat gedrink het. Huh? Pa, maar jy drink dan nie. Ek weet, ek het gedrink. Drink nie meer nie, ek het gedrink. Maar weet jy wat er gebeur? Ek het ook gedink, dit kan niemand skade doen nie. Totdat ek bietjie my vriend genooi het om by my te kom eet. Toe my vriend by my kom eet, die aand bedien ek 'n bottel wyn saam met die ete. My vriend is van die wêreld, hy is afvallig. En ek kom die aand en ek deel die evangelie met my vriend, en my vriend wil sy hart vir die Here gee. En dan kom sit hy aan tafel, en ek wil die bottel wyn oppak, en hy sê vir my, jy noem jouself 'n Christen, maar jy drink wyn. En hy spring op en hy stap uit by die deur, en ek my vriend verloor, ek kon nie wen vir Jesus nie. Dat het my laat besef, daar is 'n gevolg vir my aksie. Weet jy wat het ek toe gedoen? My hele wyncollection uitgegooi in die drein. Dis 'n persoon wat in verhouding met God staan. Wat doen sy seun? Ok, maar ek wil nog steeds drink. Hy sê, my seun, is jou keuse. Jy weet hoe ek daaroor voel. Jy weet wat sê God se woord daarvan. Maar ek kan vir jou nou sê, dis nie die regte pad om te volg nie. Volg my voorbeeld. Dis 'n persoon wat warm is vir die Here. Wat kan sê, my kind, kom ek wys jou hoe word dit gedoen. Kom ek wys jou hoe stap jy die pad van die Here. Julle het nou die warm persoon. Dis so een definisie daarvan. Die koue persoon. Die koue persoon, worry nie oor God nie, hy worry nie oor die kerk nie, hy dien die wêreld. Hy hoor so once in a while op die kerk toe gaan, hy sit sy voete so once in a while in 'n kerk, maar hy doen ook niks regtig vir hom nie. Hy kan nie sien wat sy nut om Here te dien nie. Hy like sy jol, hy like sy party, hy like sy dop, hy like sy brandas, hy like sy pelle. Hy's koud. Nou kom Jesus in hierdie woord. Hier in Openbaring praat Jesus, dis Jesus se eie woord, en hy sê, was jy tog maar koud of warm? Wat bedoel hy? Want die koue persoon kan nog tot bekering kom. Die koue persoon, sy hart kan nog verander om warm te word. Hy sê, maar nou is jy lou. Nou, hoe is die lou persoon? Onthou ek het gesê, jy moet nou self kategoriseer nou. Kom ons gaan vat nou gou die lou persoon. Hy situasie, ons vat nou ma en pa. O ja, en ek kan dit byvoeg, die warm persoon. As hy in die kerk kom, en hy moet 'n getuienis kom gee, hoe lyk sy getuienis wat hy gee? Vriende, kom met julle iets deel wat die Here gisterand op my hart gelê het. In Johannes hoofstuk 11, vers 25. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Hoor sy woorde. Hoor sy woorde, moet nou nie bly na Johannes toe nie, as 'n voorbeeld. Hoor sy woorde wat sê hy, gisteraand het die Here met my gedeel. Hy's warm vir die Here, hy het lewende verhouding. Die koue persoon het glad nie. Right, kom ons kyk na die lou persoon. Hoe lyk die lou persoon? Ma en pa, vanoggend by die huis. Maak klaar, ons is laat!
Kyk hoe ek alweer die tyd, man. Weet jy wat? Kan jy nie kry dit rigting? Hoekom het jy alweer al die water gebruik? Is daar nog nie vir my kos? Die kos lê met in die kar. Man, kyk hoe lyk jou hare. Hoekom lyk my hemp so gekrekel? Weet jy, ek sal jou sommer nou op pad kerk toe sit die kinders sit agter op die sitplek. Ma en pa. Joe, okay. Kom hulle by die kerk aan. Klim pa uit. Julle gedraaf julle vandag in die kerk. Klim jy uit. Ek stap jy om die kar. Eerste keer die week maak soms sy vrou die deur oop. Doen dit nooit hierdie week nie, eers net by die kerk doen dit. Klim uit. Kom liefie hakel. Dan sê hy, môre julle, môre, hoe gaan dit? Ja, die Here is goed vir ons. Kinders sal agter die kar, hè? Dis my ma, my pa. Okay, kom hy daar in die kerk, dan moet hy bid. O Here God van Abraham, Isak en Jakob, Here, ons prys U naam, ons doen alles. Boetie stam soos sê, is dit pa wat so bid? By die huis bid net Sege Vader, wat ons eet en laat ons nimmer U vergeet en amen. Hier kom en hy haal sommer die ding uit. Ek sien 'n paar van julle kategoriseer al daar. Right. Hoor net sy getuienis. Broer, sê vir ons 'n getuienis kom gee. Ja, pastoor, ja. Ja. Boetie en sussie kyk net vir mekaar, okay? Hier kom moeilikheid. Toe ek 16 jaar oud was, het die Here my siel gered. Hy het my uitgehaal uit die dieptes van die kuil. Hy het my skoon gewas met sy bloed. Hoe hy het my nuut gemaak. Weet jy, as jy nog nie die Here aangeneem het nie, jy beter dit nou doen. Jy beter dit nou doen. Hoor die verskil tussen sy getuienis en tussen die warm persoon se getuienis. Toe ek 16 jaar oud was, het die Here my uitgehaal. Die warm persoon gisteraand het die Here met my gedeel. Kom hulle by die huis. TV is aan, alles. Daar word die gebid, daar word die Bybelstudie gehou nie. Sondagoggend in die kerk is ons weer. Halleluja. Boetie en sussie word groot in daai omstandighede, hulle dink dit is normaal. Dis hoe mense Christen is. Nou kom ons by 'n punt waar ons die Here moet vertrou vir 'n wonderwerk. Nou kom pa en ma in 'n situasie. Nou roep hulle die Here aan, God antwoord nie, bid teen 'n plafon vas. Boetie en sussie, wat dink hulle? O, daar's nie regtig 'n God nie. Van my ma en my pa se verhouding is lou. Julle is stil vanmôre, hè? Word hy groter, het hy nie 'n verhouding met die Here nie. Waarom nie? Want toe kom, hy het in 'n lou huis groot geword. Kom ons kyk gou 'n bietjie na die lou persoon. As 'n lou persoon saam met 'n warm persoon bly of leef, of getroud is, of whatever, die lou persoon trek die warm persoon af. Hoor mooi. Die lou persoon trek die warm persoon af. Hy blus sy gees uit. Hoor my mooi. Dit is ernstig wat ek nou vir jou sê. Want hierdie, as jy 'n lou persoon is, jy bly saam met 'n of jy 'n maat wat warm is vir die Here. Jy gaan rekenskap gee daarvoor as daai persoon verlore raak. Ouch. Want die lou persoon trek hom af. Blus sy gees uit. Plaas struikelblokke in die warm persoon se pad. Jy's 'n struikelblok vir hom. Want hierdie persoon wil die pad van die Here stap. En jy kom blus sy gees uit. Wat doen die koue persoon doen die lou persoon doen die koue persoon? Weet jy wat, jy gee vir hom soveel wette en regulasies en goeders, laat hy nadat die eers weer die Here wil doen, kom jy mouler hom oor sy drank gebruik, maar dan wil jy by Spur sit en wyn suip. Hoor jy wat ek sê? Nou, dan het jy al hierdie gesegde gehoor. As dit is hoe 'n Christen wil wees, dan wil ek nie so wees nie. Wel, jy is die een wat lou is, wat veroorsaak het, laat daai persoon sê, as dit is hoe 'n Christen is, dan wil ek nie so wees nie. Het jy steel caps aan vanmôre? Soek julle safety hoedens of iets? Die salwing gaan nou val. Weet jy wat is die ergste van 'n lou persoon?
Hy beskou homself as Christelik. 'n Lou persoon beskou homself as Christelik. Hy beskou homself as 'n kind van die Here. Hy beskou homself as weergebore. Hy beskou homself as geesvervuld. Maandag vloek en skel hy by die werk, maar Sondag, halleluja, dan kom praat hy in tale in die kerk. Hy blaf homself. Hy dink hy staan in 'n verhouding met God. Maar dan vra ek, wanneer laas het jy God se krag en sy vuur ervaar in jou lewe? Want jy's lou. God kan nie met 'n lou plaat werk nie. Wat sê hy in sy woord? Ek sal jou uit my mond uitspoeg. Was jy maar nog koud of warm, maar nee, jy's lou. Ek kan nie met jou werk nie, want jy skyn heilig. Hy gee voor om goddelik te wees voor ander. Kan maklik ander mense oordeel en veroordeel. Baie maklik. Kan baie maklik die sonnetjie so uitwys. Meanwhile back at the ranch. Ons het 'n mooi gesegde in Afrikaans, ons sê hy bo blink maar onder stink. Dis eintlik die hele punt. Hy's geestelik kragteloos. Hy's kragteloos. Geestelik is hy dood. Bid die sieling vas. Kom ons gaan lees gou wat sê God se woord verder daar so in Openbaring 3. Hy sê daarso vanaf vers 15. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is nie en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm? Nou gaan julle verstaan wat hierdie gedeelte sê. Hy sê maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou teen my ontspiegel. Hoekom sê Jesus dit? Want jy ken die waarheid. Jy weet wat sê God se woord. Jy ken die evangelie. Jy weet wat God van jou verlang. Jy weet wat God se woord sê. Jy verstaan dit, maar jy doen dit nie. Was jy maar net koud of warm? Was jy koud, kon jy nog tot bekering gekom het. Kon die gees van die Here jou nog verander het. Was jy warm, het jy my gedien, het jy my pad gestap, het jy my woord geleef. Maar nou is jy lou. Ek sal jou uit my mond spoeg. Dis harde woorde. Kyk wat sê hy. Want jy sê, ek is ryk en het verryk geword. Kom ons vergeestelik dit so 'n bietjie. Wat sê hy? Maar ek ken die evangelie. Maar ek is mos 'n kind van die Here. Ek is mos in die kerk. Ek is verryk. Ek is geestelik verryk. En ek het verryk geword. En dan sê hy, en ek het aan niks gebrek nie. Nee, maar ek het niks tekortkominge nie. Ek is 'n kind van die Here. Ek het nie nodig om tot bekering te kom nie. Ek het nie nodig om, I'm holier than thou. En jy weet nie dat dit, kyk wat sê Jesus, maar jy weet nie dat dit jy is wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Jy's arm, geestelik arm. Jy's blind vir die waarheid. Jy blaf jouself. Jy lieg vir jouself. En jy's naak. Jy het geen geregtigheid aan nie. Jy het geen kleed van geregtigheid aan nie. Ouch! Kyk wat skryf hy. Ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is. Wat sê hy? Bekeer. Draai terug. Sodat jy kan ryk word. En wit klere dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie. Begin hierdie teks vir jou al sin te maak. Wat hy vir jou sê, luister jy het nog kans. Jy's lou, maar jy kan regmaak. Jy kan warm word. Jy kan warm word. Jy kan deur die vuur gelouter word. Jy kan. Bekeer jou. Lê af jou skynheiligheid. Lê af al die dingetjies wat jy so dink en word warm vir die Here. Hy sê 'n salf om jou oë te salf sodat jy kan sien, sodat jy die waarheid kan sien.
Bid dat die Heilige Gees, hoekom is hy salf? Want is 'n simbool van die Heilige Gees. Bid dat die Heilige Gees jou oortuig van die waarheid, en wanneer jy sy stem hoor, vandag in hierdie kerk, verhard nie jou hart nie. Wanneer jy die salf aan jou oë het, wanneer die Heilige Gees kom, en hy salf jou met die waarheid, en hy openbaar jou louheid, dan gaan jy kan sien, Here, ek is naak. Here, ek is beklaanswaardig. Ek is lou. Ek is nie warm vir U nie. Ek stap nie die pad soos ek moet stap nie. Here, besef vandag. Weet ek gaan vir jou vandag sê, mense besef nie meer waaroor Christendom gaan nie, en hulle besef nie meer wat is Christendom nie. In die eerste plek is, God het 'n plan vir hierdie wêreld. Hy wil hê ek en jy moet deel hê aan sy plan. Wat is sy plan? 'n Nuwe hemel, 'n nuwe aarde, met die mense geregtigheid met hom. Dis God se plan. Maar die mens het hierdie vermoë om God se plan te verdraai en sy eie te maak en sy eie kop te volg. Mense, en nog 'n ander ding is, wat ek vir jou wil sê, om God te dien, hoor my mooi, om die Here te dien is 'n keuse. Pastoor, so moeilik om die Here te dien. Nee, dit is nie. Het was nog nooit vir my moeilik om die Here te dien nie. Want ek het 'n keuse gemaak om te dien. Wat wil ek sê? Ek het 'n keuse gemaak om die Here te dien. Julle is stil. Kry ek eers een amen nie? Om die Here te dien is 'n keuse. Here, ek kies om U te volg. Ek kies om U kind te wees. Here, ek kies om warm te wees. Here, ek kan nie vir U warm wees nie, want jy lieg, dis 'n keuse. Ek kan kies of ek gaan beïnvloed word deur die wêreld of nie. Dis 'n keuse. Ek kan nie breek met hierdie sonde nie. Jy lieg. Dis 'n keuse. Jesus het vir jou daarvoor in die kruis gesterf. Dis 'n keuse. Jy kan kies. Ek kan nie hierdie pad stap wat die woord sê nie. Dis 'n keuse. Dis 'n wilsbesluit wat jy maak. Om God te dien is 'n keuse. Doen wat hy sê. Leef sy woord. Punt. Wat het ek sê? Leef sy woord. Doen wat hy sê. Wat sê Jesus? Wat noem julle my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie. Wat sê hy vir hulle? Julle is lou. Julle is lou. Julle kies om nie my woord te doen nie. Julle kies om nie my wil te doen nie. Weet jy wat, as jy die woord leef, onthou nou wat ek gepraat het van die warm persoon net nou, as jy die woord leef, dan gaan die koue persoon sien, dit wat jy leef, is die waarheid. Hy gaan jou Christendom sien. Hy gaan die krag van God in jou lewe sien. Hy gaan die woord van God in jou lewe sien. Hoe leer ek my kind byvoorbeeld om geloof te hê in gebed? Het jy al ooit dat jou kind bid vir 'n ding? En sê, kom ons vertrou die Here vir dit. Waar daai gebed beantwoord om te sê, my kind, jou gebed is verhoor. Wanneer leer jy jou kind om God so te vertrou? Wanneer leer jy jou kind wat geloof is? Nee, weet jy wat word gesê? Jy sal na skool toe gaan. Moenie doen wat ek doen nie, doen net wat ek sê. Dis wat ons moet doen. Moenie doen wat ek doen nie, doen net wat ek sê. Onthou jy was ek nou gepraat, ekskuus, van die warm persoon, sy seun kom by my, pa, ek wil drink, en hy die reaksie wat hy gegee het. Wat is die lou persoon se reaksie? Pa, ek wil gaan drink. Nee, jy sal nie. Hoekom nie? Want ek sê so. Want is verkeerd. Dis 'n sonde. Maar pa, ek wil nog steeds drink. Maar ek sê vir jou, jy sal nie. Doen dit en ek jag uit my huis uit. Verstaan jy wat ek probeer sê? Wat is die verskil? Hy kan nog steeds nie verstaan hoekom hy nie moet drink nie. Want daar is die getuienis daaraan nie. Daar is die krag daaraan nie. Daar is iets wat vir hom wys. My kind, dit is hoekom.
God wil hê ons moet heilig lewe. Joe, julle is baie stil vandag. Huh? Ek wil vir jou nog 'n vraag. Kom ons kyk na die lou persoon. Die warm persoon het altyd tyd vir God. Hy het altyd Bybel lees. Nou wat ek ons nou gepraat van die getuienis. Gisteraand die Here toe ek my Bybel vat en die Here Gees van die Here begin my te praat. Hy het altyd tyd vir die Here. Wat steel God se tyd in jou lewe? Kom ek gaan vir jou gou so vra. Wat kry die meeste tyd in jou huis? TV of gebed? Kom, wees nou eerlik. Antwoord jouself nou. TV of gebed? Wat kry die meeste tyd in jou lewe? Selfoon of gebed? Ek wil jou dare, vir 'n maand lank gaan sit jou TV af. Vir 'n week lank gaan sit jou selfoon af. Ek gaan vir jou sê, dan gaan jy eintlik agterkom hoe verslaaf is jy regtig. Dan gaan jy eintlik agterkom. En in hierdie tweede week gaan jy begin agterkom wanneer julle actually met mekaar as gesin weer gaan begin praat, hoe baie julle van mekaar gemis het. Want ons het lou geword. Ons is lou. Gaan wonder God antwoord in my gebede nie, want 7 trane is vir my belangriker. Gaan wonder my kind is afvallig nie, want hoekom? Want die TV en my selfoon en my eie doen en late is belangriker as my kind om vir hom leiding te gee. Weet jy wat ek, kom ek vir sê, ek vra baie keer. Ek vra baie keer in die vraag, as ek kinders sien wat afvallig is, waar het hulle dit geleer? Maar ek het jou nie so groot gemaak nie, ek hoor dit baie. Is dit, hoe het jy hom groot gemaak? Het jy hom gewys hoe leef jy die beginsels van die Here? Ouch! Ek weet, dit slaat hard. Dit slaat hard. Maar is die waarheid, mense. Maar ek het hom nie so groot gemaak nie, pastoor. Ek het hom nie so groot gemaak nie. Nee. Jy het nie gedoen wat sy gedoen het nie, glad nie. Maar het jy vir haar gewys wat is die regte manier om dit te doen? Het jy dit geleef? Of was jy ook soos die lou persoon wat ek gesê het, die kind het 'n mentaliteit van dis Christendom. Dis wat dit beteken om die Here te dien. Wanneer laas pa en ma, het jy jou kind gewys wat dit kos om in die missionsveld te wees, om uit te gaan en te gaan sê, kom ons gaan wen siele. Wanneer laas jy jou kind gevat gesê, kom ek wys jou hoe wen jy 'n siel vir Jesus. Kom ek wys jou hoe lekker is dit om die Here te dien. Kom ek wys jou 'n bietjie. Doen ons uitreik en dan gaan 4 of 5 mense op. En altyd dieselfde. Volgende week is die kerk leeg, Lindy, jy gaan sien. Prys die Here daarvoor. Ek sê vanmôre wat jy moet hoor, nie wat jy wil hoor nie. Hoor wat ek vanmôre sê hierso. Ek sê vanmôre wat belangrik is, en jy weet in jou hart, in jou geeste wat ek sê is die waarheid. Jy weet dit. Moenie vir my kwaad raak oor die waarheid nie, because you shall know the truth, and the truth shall set you free. Jy kan nog 'n verandering maak. Nou, maar wat moet ek doen as my kind ook klaar van die pad af is, of whatever? Wys hom die pad, jy kan nog verander. Jy kan nog verander, daar is nog tyd. Wys hom die pad, leef hom die pad, help hom. Jy hoor wat ek sê, ouer moet nooit jou kind wegjaag uit jou huis, dit maak nie saak wat hulle gedoen het nie. Wat ek daarvan bedoel is, moet nooit vir jou kind sê, jy sal nooit weer jou voete in my huis sit nie. Dit is die grootste fout wat jy kan maak. Want hoekom is jy in die eerste plek getroud? Hoekom het jy in die eerste plek kinders? Om hulle groot te maak vir God. As ek wil hierdie vraag vra, ek is amper klaar. Ek sien julle raak nou kwaad vir my. As jy God hanteer, die Bybel hanteer, kom ons sê, as jy die Bybel hanteer so wat jy jou selfoon hanteer, hoe sal jou geestelike lewe lyk? As jy gebed hanteer so wat jy die TV hanteer, hoe sal jou lewe lyk? As jy die TV bietjie afsit in 2 weke se tyd, en elke aand net sê, man, nou gaan ons net sit en gesels, ons gaan mekaar net, hoe dink jy gaan die gesinslewe lyk? Ander ding is, sit jy die TV aan, waarna kyk jy?
Waarna kyk jy? Nou wat se voorbeeld stel jy weer eens vir jou kind? Jy wil vir jou kind sê, moenie rondslaap voordat jy getroud is nie. Maar dan kyk jy na die TV, waar vanaand die Karools vir Santjie, en dan môre aand het hy weer vir Katryntjie, en dan het hy weer vir Gatrytjie en Gatrytjie, ek weet nie wat sy name daar nog is nie. Maar dan wil jy vir jou kind sê, jy mag dit nie doen nie, maar my ma, my pa, kyk jy dan self. Jy's lou! Moet dan nie verbaas wees, jou kind gaan uitdraai nie. Die grootste ewel, en ek sê dit nou, wragtig, wat in hierdie wêreld aangekom het, was die TV. Die grootste ewel in vandag se tyd is sosiale media. Hoor my mooi. Is Facebook verkeerd? Nee. Is Twitter verkeerd? Nee. Is die internet verkeerd? Ek praat nie van wat daar op is nie, ek praat van nee. Maar wat steel die tyd van God in jou lewe? Gister was vir my so lekker dag. My selfoon breek gisteroggend. Die hele dag het ek geen telefoon gehad nie. Gisteraand laat ek kry ek hy battery so bietjie gecharge, het ek net ten minste die groepe wat net kan laat weet waar my selfoon het gegroet. Weet jy hoeveel boodskappe was op my foon? En dis waar die boodskap van as ek besef, hoeveel tyd mors ek op 'n selfoon? Ja, dis vir die evangelie, is vir God se werk. Maar dis tyd wat ek saam met die Here kon spandeer het. Weet jy wat ek sê? Ek wil vir jou vra vanmôre, en ons lees weer daai gedeelte in Openbaring 3. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm? Maar nou, omdat jy lou is, en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spoeg. Ek wil jou vanmôre vra, waar het jy jouself gekategoriseer? Ek gaan vir jou nou 'n skokkende ding sê. Die meeste mense kan eerlik wees en sê vanmôre, Henko, ek besef, ek is lou. Ek besef ek is lou. Jy het 'n kans om dit nog reg te maak. Om te sê, Here, ek kan warm word vir U. Ek kan warm word vir U. Ek kan begin ernstig raak oor die woord. Ek kan begin doen wat die woord sê. Here, ek kan begin leef vir U. Here, ek kan begin tyd maak vir U. Here, ek kan begin my lewe verander. Here, ek kan die voorbeeld wees verander. Here, ek kan begin leef wat ek actually sê ek glo. Weet jy, baie Christene leef nie wat hulle glo nie. Ek wil jou vanmôre vra. As jy vanmôre hier sit en jy sê, ek besef ek is lou. Ek besef ek is lou. Jy het 'n kans om reg te maak. Jy kan vanmôre na die Here toe kom. En dan gaan hy uitnodiging gee. En dan gaan vir jou sê, kom kniel hier voor. Ons noem dit 'n altarkol. Kom kniel hier voor die Here en sê, Here, ek besef vandag ek was lou. Ek besef dit. Maar Here, ek maak 'n keuse vandag. Jy moet dit besef, God gaan jou daarvoor, as jy 'n keuse maak, en jy vandag het sê, en jy bedoel dit nie, dit gaan teen jou getuig. Weet jy wat ek vir jou sê? As jy eendag voor God gaan staan, gaan hy vir jou sê, dit wat onthou daai dag, dit getuig teen jou. Jy het die woord gehoor, jy het 'n keuse gemaak, dit gaan teen jou getuig. So moet dit nie ligtelik opvat nie. Maar as jy besef, maar Here, ek is lou. As jy wil lou bly, bly lou. Niemand gaan jou veroordeel nie. Jy kan hopelik in die toekoms nog warm word. As jy koud is vanmôre en jy hoor jy moet warm word, jou altarkol is okkie. Mag jy vanmôre uitnooi, kom kniel hier voor die Here, gaan musiek opsit. Kom na die Here toe en sê, Here, ek kies U vanmôre om warm te wees. Ek kies U vanmôre, my God. Ek wil 'n verandering in my lewe laat plaasvind. Ek gaan U woord leef, gaan doen wat U woord sê,
Ek gaan warm word vir Christus. En ek wil nie lou wees sodat U my uit die mond uitspoeg nie. Ek wil nie veragtelik wees nie. Ek wil nie naak wees nie. Kom bely dit vanmôre vir Here. Bely dit. Sê Here, ek was lou. En die Here sal jou vrymaak. En as jy hier opstaan, het jy 'n nuwe kans. Jy het 'n keuse gemaak vir die Here. Sê Here, ek kies om warm te wees vir U. Amen. Kom sit net so. Vader, ek kom en ek bid vanmôre dat die harte sal aanraak vanmôre. Heilige Gees, dat die harte sal oortuig vanmôre. Hulle sal uittreë om te sê, Here, ek besef vandag ek was lou. En ek wil warm word. Here, en ek maak vandag 'n keuse vir U. En ek bid dit in Jesus naam. So jy is vanmôre wat sê, yes, ek kies dit. Vir jou uitnooi vanmôre, kom, kniel hier voor. Kom vir die altarkol, dat ek vir jou kan bid. Dat ons vir die Here kan vra om jou aan te raak vanmôre. Moenie skaam wees nie, hoor nou mooi. Dit wat nou hier gebeur, as jy 'n kinderbek is in hierdie kerk kom tot bekering. Hoor wat ek vanmôre vir jou sê. Vergeet van jou langs jou, vergeet wat jou pa gaan sê, vergeet wat jou ma gaan sê, vergeet wat jou man of jou vrou gaan sê. Vergeet wat die gemeente gaan sê. Traak hulle nie. Hulle gaan nie saam met jou eendag voor God staan nie. Hulle is nie vanmôre oortuig in die hart so wat jy is nie. Maak jy vanmôre die keuse vir God. Dis Here, ek kom, ek tree uit. En ek besef ek was lou.